Hartlike goeiemôre, dit is maandagoggend, vandag is die 22ste Junie, die jaar 2026. My naam is Dani German, is opgewonde, Jesus Christus is koning, hy is die Here en daar is niemand soos hy nie, halleluja. Vandag gaan ons bietjie weer gesels, hier, as jy val, staan op. Nou ja, kyk, dit is nie lekker as jy val nie. Loop maar iewerste en jou voet gly onder jou uit en jy sla daar neer soos 'n dooie os. Hoe lank sukkel jy om op te staan? Ek praat nie van 'n kindertjie wat vinnig opstaan nie. Ek praat van ons ouderdom, as jy val en 'n bietjie ouer is en as jy val, dit is nie net van staan op en dan gaan jy nie, maar jy moet opstaan, want jy kan bly lê, as jy wil, jy kan daar lê. Weet ek nie wie gaan saam met jou lê nie, want ek dink nie enige iemand gaan dit doen nie. Almal gaan net sê, as jy reg gekom het, staan maar op, ons wag vir jou daar by die boompie, ons wag vir jou waar jy ook al is, as jy nie wil opstaan nie, dan gaan hulle aan, maar ek en jy moet opstaan. En kyk maar na klein kindertjies, as hulle geval het, as hulle begin loop en hulle val, en dan staan hulle op en skit hulle net so die stoffies af, en gat hulle weer. So, en dan die geestelike lewe, as ek het so wil stel, in ons geestelike lewe moet ek en jy opstaan. Ons kan nie bly lê as ons seer gekry het nie. Want baie mense, veral die mense van die kerk, as ek het so kan sê, want ek het seer gekry in die kerk, en dan gaan ek nie meer kerk toe nie, en ek kry nie dit nie, en dan jy wil net lê die hele tyd, want jy wil nie opstaan nie. En ek wil vir jou sê, jy moet opstaan. God se woord sê dit vir ons. Ons gaan kyk daar in Spreuke 24 vanaf verse 16. Hy sê, van 7 maal val die regverdige, en elke keer staan hy maar net weer op. Want 7 maal val die regverdige en staan weer op, maar die goddelose struikel in die ongeluk. So met ander woorde, wanneer jy 'n kind van die Here is en jy kry seer, dan bly jy nie lê nie. Jy staan op. Maak nie saak hoeveel klappe jy gekry het nie, jy staan op. Maar die goddelose mense, is hulle wat struikel en hulle bly lê en hulle wil jou saam aftrek. En ek en jy het 'n keuse wat ons gaan doen daaromtrent. Ons gaan lees verder. Hy sê, as jou vyand val, verheug jou nie, en as hy struikel, laat jou hart nie juig nie, want hoeveel keer wille mense maar lekker kry, as die ou wat jou wil te nagekom het, en hy kry swaar, en iets het met hom gebeur, dan wil ons lekker kry daaroor. En die woord waarsku ons, dat ons nie moet lekker kry oor iemand anders se seer nie. Hy sê, dat die Here dit nie sien, en dit miskien verkeerd is in sy oë, en hy sy toorn van hom afwend nie. Vererg jou nie oor die kwaaddoeners nie, wees nie afgunstig op die goddelose nie, want die kwaaddoener het geen toekoms nie, die lamp van die goddeloses gaan dood. So ek en jy het 'n keuse vandag, gaan ons saam met hierdie goddeloses val, want wanneer ek seer gekry het in die kerk, en ek is nou te nagekom, en dan gaan ek eerder sê, weet jy wat, dit is hoekom ek nie meer wil die Here dien nie, want dit is wat met my gebeur, en dan gaan jy hierdie gedeelte aanneem, want jy is vir die Here, of jy is teen die Here. My maat, ons kan nie in between wees nie. So, wanneer jy 'n goddeloos is, dan sê die Here hierso, want die kwaaddoener het geen toekoms nie, die lamp van die goddelose gaan dood. So ek sal vir jou sê, kry jy seer, staan op, skud jou af, en vra vir die Here om jou verder te lei. Moenie sit in jouself bejammer nie, want 7 maal staan die regverdige op. Amen. Kom ons bid saam. Halleluja, Abba Vader, Here, baie dankie vir u woord. Ja, Here, partykeer kry mens seer, en dan is ons nie lus om op te staan nie. Ons is nie lus om aan te gaan nie. Maar Here, laat ons net u woord hoor, dat ons kan besef, 7 maal staan die regverdige op. So Here, maak nie saak wat mense in my rigting gooi nie. Ek sal opstaan, ek sal myself afskud, en ek sal my oë gefokus hou op u. Ek hou my gerig op u, Here, sodat ek weet, u is die weg, u is die waarheid, en u is die lewe. Seën ieder en elkeen, my gebed in Jesus naam. Amen en amen. My liewe broer en sussie in Christus, gaan uit op hierdie maandag, gaan verkondig die evangelie van Jesus Christus. Julle moet geseënd wees. God bless.